goeiemôre. Welkom weer vrienden by hierdie erediens. Mag jy die genade van die Here beleef vanoggend. Mag jy bevind dat daar ook soms vreugde en oomblikke van stilte gevind is. So oomblik gaan ons nou ook hê. Ons gaan vra dat ons nou geleentheid op Kersaand gesteek die mense wat die kuier op so Kersaandstekens gebede wat ons opstuur na die troon van die Vader toe, is jy weet waar ons tekst kry, waarmee ons wat het rechtvaardig is, Openbaring 6 vers 9 tot 11, waar die gebede van die gelowiges soos bureau opstyg voor die troon van God. En hierdie is behalwe vir die silwer kerse, die is allemaal gegeurde kerse, maar jy sal nie die geerheid en so krijg, maar die gedachte is daar, ons stuur ons bureau offer op met ons gebed. So as jy kers wil kom aansteek vir jouself, vir iemand anders, kan jy ook niet die is welkom om een kers te kom aansteek, dat is nie een probleem. As jy een rede het die kers vir iemand wil opsteek, vir wie jy wil bid, as jy een kers vir jou en vir iemand anders wil opsteek, is jy ook welkom. So, as jy geleentheid nou een kers aan te steek. Paulus begin die tweede Korintiërsbrief met hierdie woorde: aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. In elke moeilikheid help ons. So kan ons ook ander help in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Waarom ontgroei die Here jou vanoggend as hy sê, daar is genade en vrede, daar is moed en daar is hoop. Elkeen wat harte bepaald vir die vreugde van God en nie elke stille oomblik in sy gesig.
Ons loof die Here met ons lofprys in die naam. Thank you.
vers 19 van Jakobus 1. Die skrywer praat in hierdie gedeelte oor die belangrikheid om 'n mens se tong onder beheer te hou. Kom ons dit net weer saam. Here, dit is baie moeilik vir ons om stil te wees. Ons verkies om gehoor te word eerder as om te hoor. Selfs as ons bid, ons praat, en as ons daar gepraat het, staan ons op en loop. Veel keer luister ons dalk om te hoor of u iets wou sê. Immers terwyl ons praat, is ons besig met ons gebede, dan het ons baie raad vir u oor hoe om op te tree in ons lewens en in hierdie wêreld. Ons het antwoorde en oplossings sonder namens u. Maak ons vanoggend stil, Here, om u woord te hoor. Laat ons harte en gedagtes stil word, sodat ons ingestel kan wees op die stem van die woord en die gees. En laat ons ook leer om met wysheid, met die wysheid van die gees, in die wêreld stil te wees as dit nodig is en te praat wanneer dit regtig nodig is. Mag ons vandag vind dat daar ook vreugde is om so stil te wees. Amen. My liewe broer, sê hy al in vers 19, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou te praat nie en nie te gou kwaad te word nie. 'n Mens wat kwaad word, doe nie voor wat voor God reg is nie. Daarom moet julle al die sedelike onvryheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tuur, en met moedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want die woord kan julle red. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor en anders bedrieg julle jouself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos iemand wat sy gesig in die spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan weg van die spieël af en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet van wat 'n mens vrymaak, en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. As iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toe om nie, bedrieg hy homself. Sy godsdienst is waardeloos. Egte en suiwer godsdienst voor God die Vader is om weeskinders en medewese in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou aan die besmetting van die wêreld. Wees net tot daar. Luister, om stil te wees of stil te word. Dinge waarmee ons gaan sukkel in die lewe. Ons is altyd gereed om te praat, altyd reg met 'n oplossing en 'n antwoord vir elke situasie. Ons wil graag raad gee, want dit is onnodig dat mense sukkel met iets wat daar duidelik voor 'n oplossing is. En soms is ons praat van groot waarde, dat ons kyk van buite af en sien dinge wat die ander persoon dalk miskyk. Of ons los 'n relasie in iemand se brein op, iets waarmee hulle jare lank gesukkel het. Maar baie keer, en ons moet versigtig wees daarvoor, dat ons nie deur ons woorde ingestel het om mense soos ons te wil probeer maak. Ons praat met hulle bloot om ons siening oor die lewe aan hulle oor te dra. En die gedagte dat as hulle daardie raad volg, dan sal hulle soos ons sien dat die probleem van self verdwyn en die lewe baie beter is. En as tye en geleenthede waar dit nogal baie goed werk. Geleenthede waar ons mense wys op verkeerde keuses wat hulle gemaak het en die gevolge wat dit vir hulle mag inhou. Dan sê dat ons 'n onmeetbare verskil in mense se lewens en vaardighede kan maak deur wat ons vir hulle sê. Selfs Jakobus wys ons daarom dat ons moet leef volgens die woord van God wat aan ons verkondig word.
So dit is belangrik dat ons mense dan wys as hulle nie daarvan wat weet nie. As ons praat oor die waarheid van God, moet dit lei tot die leef van die waarheid van God in mense se lewens. Daar is 'n duidelike vloei van praat na luister, na aksie neem ten opsigte van wat gesê en gehoor is. Vanuit 'n praktiese en 'n tegniese oogpunt maak hier goed sin vir ons. Maar Jakobus wys ons dat ons 'n gedagte moet hou, dat daar 'n tyd is om te praat en 'n tyd is om stil te bly, sonder om enigiets te oor die prediker aan te haal. Hy waarsku ons om nie te gou te wees met antwoorde en woorde. 'n Mens kan nie praat oor iemand anders se storie as jy dit nog nie gehoor het. Daarom het Jakobus so klem lê op die belangrikheid van luister in hierdie teks. Ons moet luister voordat ons praat. En dan nog moet ons oorweeg of ons woorde wel 'n sinvolle bydrae kan maak. Partykeer moet ons net luister en sien, sonder om te sê. Ons vanoggend die doop bedien, aan ons luister en sien. En die doop gaan sy eie preek vir ons lewe. Gaan sy eie boodskap dra. Dit is 'n preek op sy eie, elke sakrament is 'n preek op sy eie. Daarom volgende week se nagmaal is so belangrik. Vra ons dat hulle dit sal bywoon. En hulle wat gaste is, dit ook welkom om volgende week se nagmaal by te woon. Dit is, niemand is uitgesluit hier by nagmaal nie. Hier by ons word allemaal ingesluit. Allemaal is ingesluit in die gemeenskap van gelowiges. So, en die nagmaal is op sy eie preek. Ons sou eintlik nie eens nodig gehad het gepreek vandag nie. Ons sou net kon hoor en sien. In sommige gevalle het vriende stilte die beste antwoord wat jy vir iemand anders kan gee. In baie gevalle moet ons nie soek na oplossings nie. Ons moet net sit en luister. En baie keer moet ons net by iemand sit sonder om een woord te sê. Die theoloog is nou al afgetree. Hy was filosofische theoloog by Yale, Nicholas Wolterstorff, sê dat toe sy seun dood is, skryf hy in sy boekie, en as jy enigszins deur 'n rouproses gaan, kan jy moeite doen om daai boekie van Nicholas Wolterstorff, hy is by Amazon te kry, Lament for a Son, in die hande te kry. En daardie boekie skryf Wolterstorff dat hy nie antwoorde soek of woorde soek oor sy seun se dood nie. Sy seun is een van die Vryhand bergklimmers gewees en hy het so van 4000 meter af aan Oostenryk in die berg afgeval. En hy sê hy soek nie antwoorde of woorde daaroor. Hy kom met die mooiste ster. Hy sê hy wil net hê iemand moet op sy treurbank saam met hom sit. Net iemand wat op sy treurbank saam met ons sal sit. As jy kind of enige iemand wat die liefdes voor dood gaan, maak geen woorde sit. Wat sin maak, is iemand wat empathies saam met jou hou. Waarom sal tye wat stilte of luister is het nodig is, maar net dat net stilte. Maar ons allemaal net stil sit in so'n geval. Op die treurbank is betekent al wat ons moet doen. Jy weet, christelike wetenskaplike filosoof Pascal het gesê, unhappiness comes from not being able to stay quiet. Unhappiness comes from not being able to stay quiet. En daarmee wil Pascal nie sê, ons moet nooit praat nie. Hy wil ons helemaal, soos Jakobus sê, wysheid aan
kom by die kies oor praat of luister al dan nie. Maar dis ons as mense se grootste krisis. Om stil te bly is ons groot probleem. Om te luister eerder as oor haastig op te tree. Ons sukkel daarmee. Maar Jakobus sê dat tye wat dit beter is om stil te wees as om te praat. As tye wat enige antwoord wat jy ook al by jou opkom, net die pyn van 'n ander sal vergroot. Ek kan jy nie vertel wat ek al hoor langs dode sterfbeddens van mense. En dan steek het soos 'n pyl in my hart. Om te dink dat jy dit vir iemand kan sê. Gewoonlik wanneer ons praat, net om iets te sê, of die stilte van 'n ongemaklike situasie te verbreek. Dat ons dinge sê, wat ongesê behoort te bly. Om te luister, sê Pascal, bring groter vreugde as om te praat. Deur met aandag en empatie na mense te luister, word ons betrek by daardie persoon se verhaal en leer ons hulle verhaal beter ken. En as jy eers iemand se storie ken, kom jy agter dat wat ook al jy nou gesê het, nie meer relevant is. Met praat wil ons ander mense by ons storie betrek. Ons wil die suksesse van ons verhaal deel, sodat mense daardie suksesse ook kan gebruik om wat vir hulle te help. Dit is goed in getuienisse. Daarom is het goed is as ons soms iemand opstaan en getuig, dan wat die Here vir hom of haar gedoen het. Maar dit is nie die algemene realiteit nie. Want jy sê, die ander persoon is daar nie op dieselfde plek as jy. Hy is nie in ons verhaal nie. Hy is in sy eie verhaal. As 'n man wat vir 38 jaar lang langs die bad van Bethesda lê. Hy kan nie gehelp word nie, want niemand ken sy storie. Hy lê magteloos aan die water en kyk. Die oplossing vir die probleem is voor die hand lig, dis waarskynlik 10 meter van hom weg. As dit so baie is. Maar dit is baie sy bereik. Doordat Jesus wil kom en na sy verhaal luister en die man nog gesond wegstap, want Jesus het aandag gegee aan hierdie man sy regte probleem sonder om oorhaastige afleidings te maak. En dit werk genesing vir my. Daar is baie groter vreugde om die luister na ander mense se verhaal as om die eie stem te hoor. Ons leer baie meer as ons luister as wanneer ons net praat. Ons kan mense beter verstaan. Ons kan verstaan hoekom hulle optree soos hulle optree. En reeds dit werk al genesing. Want iemand is bereid om aandag te gee en empaties te luister. Ja, aandag is belangrik. Want dit sê vir jou, vir 'n persoon, sy krisis of haar krisis is vir jou belangrik. Empatie is belangrik. Want daarmee sê ons verstaan nie altyd die storie nie, maar ons wil saam met jou voel daaroor. Ons wil die storie saam voel. Elke mense storie is anders en uniek. Daar is nie 'n storie wat algemeen vir almal geld nie. Die storie mag miskien dieselfde klink, maar die agtergrond daarvan en die belewenis daarvan deur iemand anders maak dat dit 'n nuwe storie word.
En in daardie nuwe storie is wat vir ons gedag wil hê. Nie die een wat ons vooraf in ons kop laat gewerk. Daarom is die oproep van Jakobus om te luister so belangrik vir hom, dat hy dit nog 'n keer herhaal in die teks. Luister, luister, luister. Dis wat ons deur die tyd vir onsself moet sê. Daar is 'n kliseë wat sê, ons het 2 ore in 1 mond gekry, sodat ons 2 keer soveel kan luister as wat ons praat. Maar weet jy nie wat dit is 'n veralgemene stel? Want ons moet ook versigtig wees om dit te gebruik in die lewe vir alles. Partykeer is 1 keer se praat, vir elke 2 keer se luister, steeds te veel gepraat en steeds te min geluister. Want elke situasie is uniek. Miskien wil Jakobus ons wys op die een ding wat belangrik is en wat ons in ons lewens moet instudeer en inoefen. Wysheid. Ons het wysheid nodig om te weet wanneer om te praat en wanneer om stil te bly. Ons moet wysheid gebruik om te weet wanneer om oplossings aan te bied en wanneer ons liewe niks moet sê in die oomblik nie. Dat is nie altyd so maklik nie. Dit voel eerder dat ons gode moet wees om hierdie wysheid te kan kry. Want uit ons eie is dit net te veel gevra. En dit is waarskynlik so. Met ons eie is dit te veel gevra. Want ons as mense se ingesteldheid is groot om ons stem te laat hoor. Maar ons hoef nie gode te word. Ons het die heilige wysheid van die Heilige Gees in ons. Hy is die een wat ons in die volle waarheid van Jesus sal lei. Soos in Jesus in Johannes 14 en 16. Ons kan dit nie genoeg vir mekaar beklemtoon nie. Luister, luister, luister. Wees stil, wees stil, wees stil. Die Gees sal jou lei om die regte wysheid aan die dag te lê, sodat jy op jou tong in beheer kan hou in die regte situasies. Jy weet, daar is iets besonder in stil luister. En dis in die stilte van die luister dat ons heilige grond betree. Ons betree die grond van 'n ander, wat ons met 'n hartsinhoud vertrou. Dis 'n besondere voorreg om hierdie heilige grond te betree. Want jy word toegelaat in 'n ander persoon se hart. Jy betree die plek waar elke mens deur die Gees gelei word. En daar moet jy versigtig tree. Stil wagtend dat jy hier die diepste wese van iemand anders mag leer ken. Net die reg daartoe gekry. En dan kan mens nie langer met 'n tong van vuur praat nie. En daar is nie ruimte vir 'n tong van vuur op heilige grond. Hier moet ons onsself oorgee aan die Heilige Gees. Hier moet ons die Gees vra om ons te lei om die regte dinge te sê. Of wat jy niks te sê. En so hoop ek vind ons, dat daar soms dalk net ook vreugde en stilte te vind is. Amen. En vriende, die Here Jesus het self vir ons die doop gegee. In Matteus 28 sê hy vir sy disippels dat hulle uitgaan en mense vir die koninkryk gaan wen en hulle dan doop en hulle daarna weer. Galasiërs 3 en Handelinge 16 sien ons duidelik dat hierdie gebruik vir meer as net groot mense bedoel is. Dit is trouwens gekoppel aan die verbond met Abraham. En ek kan julle, ons is nou al 'n uur en 'n half by die Bybelstudie besig net om 'n verduideliking te kry van 'n reeks tekste wat 'n
mens kan gebruik om die doop te beregverdig en ook die doop van babietjies en kindertjies, die klein kindertjies regverdig. Maar ons sal nie nou daarop ingaan nie, want dan gaan ons half 12 wees. Dus dit koppel aan die verbond met Abraham, en Paulus koppel dit in Galasiërs 3 aan Abraham, as hy sê, Jesus is die eintlike afstammeling van Abraham. En die verbond met Abraham is 'n genadeverbond. Dit is deur God se genade alleen dat Abraham met sy hele nageslag geroep en gered is. En die Here het ook gesê, daai seën is vir Abraham en vir alle nasies bedoel. Hy sal Abraham seën sodat Abraham 'n seën vir die nasies sal wees. En omdat dit nie 'n menslike handeling is nie, maar 'n handeling uit genade. Daarom word ons en ons kinders, net soos Abraham en sy kinders, van geboorte af ingetrek daarby. En daarom doop ons op klein, onverstaanende kindertjies in ons kerk. Ons gee erkenning dat die genade van God groot genoeg is, ook vir ons kinders. Maar ons doop ook volwasse mense as dit daarby kom. As hulle bely en erkenning gee aan God, se genade wat in hulle lewens gewerk het en die Heilige Gees ook in hulle lewens gebruik. Dis is duidelik dat dit in die doop oor God gaan en nie oor ons nie. Hy het hom vir ons gekies en gered, lang voordat ons kon antwoord. Die doop is 'n seël dat ons in die kerk van God ingelei word, dat ons deel is van die gemeenskap van gelowiges, selfs al weet ons nie eers daarvan. Die doop verseker ons ook dat die Heilige Gees in ons is, omdat ons aan God behoort en dus die gawe van die Gees uit genade ontvang. Selfs al is ons te klein om dit te gebruik. En vir ons wat groot genoeg is om dit te verstaan, is dit die bevestiging dat God ook ons, bevestiging dat ook ons die Heilige Gees het. Omdat ons 'n geloof vashou aan die God wat die genade se Gees vir ons gee. Daar's niks besonders by die doop nodig. Want God se genade en nie uitsonderlik. Dit is in die kruis van Golgotha. Wie dit in geloof aanvaar, sê Paulus in 1 Korintiërs 12 vers 3, het die Heilige Gees. Hy sê daar spesifiek, niemand kan sê Jesus is die Here as hy nie die Heilige Gees het. Iemand die vraag of jy die Heilige Gees het, sê ja, ek weet Jesus is Here. Ons antwoord op hierdie belofte in die doop, deur onsself in 'n belofte aan God se genade te verbind. Elkeen wat die belofte self maak, het die taak en die opdrag om in hierdie geloof en genade te volhard om in die krag van die Heilige Gees. Julle as ouers wat vandag die belofte gemaak vir julle kinders, is om hierdie kinders van julle groot te maak, sodat hulle eendag self sal bely dat Jesus ook hulle Here is. En dit is die belofte wat ons op vanoggend gaan doen. Ek vra dat die doopouers en die kinders sommer wat gedoop word na vore toe sou kom as dit doen. Ja, ek kan hierdie kant staan. Ek sal net so doop het nie, maar is Sodra, julle sê, en as vraag die vraag op my rug by julle. Ek gaan al die vraag vra, dan gaan ek julle vraag daar te antwoord. So julle die vaders, God die Vader, Seun en Heilige Gees, soos die Bybel het vir ons uitgeneem, aanvaar julle die Bybel as die ware leer van die verlosser. Glo julle dat kinders van gelowige ouers reeds by geboorte aan God behoort, en daarom ook gedoop kan en moet word. Beloof julle om elkeen van julle kinders in hierdie leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook julle die kerk te laat onderrig. Wat is julle ons aan? Goed, ek kan net daar kan kom eers, dat net die boekies krijg, hierdie en sal word. Die rekenaar sal, maar goed werk, ek kan nie boekie krijg word. Wat steek?
begin met Danica. Danica Pinaar, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Hier is het. Hier is het. Jessica. Dis alright. Dank Jessica. Jessica Pinaar, ek bid in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Dis is hier die dag. Kijk. Zie. En hierdie in die naam van die Ons doop onder ons naam. John, Henry, Jordan, Sinden, ek doop in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Hy laat van water. Goed. Ek kan kom aan nie. En my oprecht, ek doop in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Ek my mama gaan staan. En onze Vader, ons wil net dankie sê dat ons hierdie wonderlike teken kon beleef, dat ons kon sien hoe die genade oor 4 kinders uitgesort is. En dat daar die genade vir hulle geld vir altyd. Dit nooit van hulle weggeneem sal word. U beloof daar in Romeine 12 dat u, of Romeine 11 vers 29, dat u die genade wat gawes wat u vir iemand gee nooit terugtrek. En dat hulle nou ingestuik in die koninkryk kry. En ons sal daai genade nooit terugtrek. Ons wil voorbid vir die ouers wat hulle met groot aanbod en nog lei, mag hulle lei in die wese en in die wete van die Here. Here, dat hulle dit kinders sal groot maak om eendag self hier voor te kom staan en sê, ja, ek glo in Jesus Christus. Mag hulle die genade en alles beleef. Amen. Kom ons sê ook vir hulle die seëngebed van Vader. Ek sal die kersboom gee, was dat. En dan sal sy boekie en ek sal die opstaan.
genoeg betekent vir ons. Baie geluk. Nou jou hand zeg maar. Baie geluk is jou ook. Baie geluk. Die Here kan gaan sit, daar is maar die kersies dood. Kyk net nou die was droog word voor jou. En as ons wat jy baie probeer het. Ek vind ek kom ons hier ons offergawes vir die Here. Van julle is wat in die QR-code voor julle in die bank wil betaal, omdat julle nie kontant by julle het, en dit is welkom. Om dit so te gebruik, maar as ons die sakkie sal kom, as jy graag kontant van opkoop.
huis toe gaan en weer die Here sal jou verstand en jou interpretasie verlig. Die Here sal jou oë verlig en die manier waarop jy na dinge rondom jou kyk. Die Here sal jou hart verlig en dit wat jy bedink. Die Here sal jou hande verlig en dit wat jy doen. En die Here sal by jou wees waar jy ook al van hom gaan. Amen. Amen.